Shabbat Shalom, goeiemôre geliefdes, van my kant Frik Weideman. Mense, ek groet jou op hierdie pragtige 7de dag in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Mense, hy is ons verlosser, ons saligmaker, die Messias, wat weer gaan kom. En dankie dat jy op hierdie pragtige môre ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, vanmôre bring ek die eer en die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader, wat ons kom seën met sy teenwoordigheid. Hy kom seën ons met sy woord. En my gebed vanoggend vir jou wat ingeskakel is, mense, dat die woord gestalte sal kry in jou binneste, dat ons die beker aan die binnekant sal skoonmaak, en dat ons 'n refleksie sal wees van sy beeld, van sy karakter op hierdie aarde. Mense, ek wil net voor ek begin met hierdie boodskap net kom dankie sê. Dankie vir mense wat ingeskakel is by Menorah Tabernakel. Dankie vir ons huisgemeente leiers oor Suid-Afrika en oor die wêreld, wat ook ingeskakel is met hierdie uitsending, wat 'n klompie mense by hulle huise bymekaar bring. Dankie dat julle huise oopstel. Dankie dat julle hand opgesteek het om te sê, ons nie, hier is ons wil dit doen, wat vir Vader 'n welbehaglike offer sal wees. Baie, baie dankie. So my gebed vanoggend is, of jy nou alleen is, en of jy nou betrokke is by 'n huisgemeente, geseënd is jy in jou ingang, en geseënd is jy in jou uitgang. En wanneer ons inbeweeg in die teenwoordigheid van Jothai, Wafai, die Almagtige, dat ons weer sal uitbeweeg met hom, met sy Ruach, met sy Heilige Gees. So geseënd is julle. Baie, baie dankie vir mense wat vir ons bid, dankie vir mense wat vir ons boodskappe stuur en ons bemoedig. Mense, dankie, julle het geen idee wat dit vir ons beteken nie. En dan baie belangrik, dankie vir mense wat die bediening vir ons moontlik maak, mense wat hulle saad kom saai in Menorah Tabernakel. Wat beteken, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Ruach, so spreek Jothai, Wafai, die Almagtige. So mense, baie, baie dankie. Ja, kom ons bid saam, voor ons met hierdie diens gaan begin. Ek is opgewonde om dit met jou te deel, wat Vader op my hart kom plaas het. En asseblief, kry so lank 'n boek en 'n pen en 'n papier en 'n highlighter. Ek weet nie wat jy gebruik in jou Bybelstudie nie, maar kry dit wat jy gewoonweg gebruik, en kom ons gaan maak aantekeningetjies, want dit wat ek vandag met jou wil deel, is die afgelope 2 weke op my hart. En Vader kom beklemtoon dit vanoggend op hierdie 7de dag. En ek wil dit graag met jou deel, want dis so deel van my verwysingsraamwerk vir die afgelope week. Maar ja, kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader se seën op sy woord. Abba Vader, ons hemelse Vader, U is Jothai, Wafai, die Almagtige, die een wat was, en die een wat is, en die een wat weer sal kom. Abba, ons kom buig in aanbidding voor U aangesig, en ons verklaar vandag ons afhanklikheid is by U, en by U alleen. Vader, dankie vir U woord. Dankie dat die woord 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet is. Dankie dat hierdie woord ons lewens vandag kom transformeer. En Vader, wanneer ons dan vandag verklaar, ons staan in hierdie verhouding met U, Vader, dat die vrug by die bekering sal pas. Ek bid in hierdie môre, Vader, vir elke persoon wat ingeskakel is, dat U met hulle sal wees. Vader, ek kom teen die slaapgees, ek kom teen die kritieke gees, en ek kom vandag, Vader, teen dit wat die woord wil afbreek. En ek roep U heilige naam uit oor U woord, en dat hierdie woord vandag sy snelle gang sal gaan. Vader, oor die berge, deur die dale, en dat hierdie woord sy doel sal bereik, waartoe U dit vandag stuur. Vader, help my asseblief. Ek is die instrument wat vandag die boodskap moet aflewer. Vader, help my met my tong, my gedagtelyne. Vader, help my met die uitspraak van woorde, dat as ek iets verkeerd sê, Vader, dat U die hoorder sal doof maak vir dit. Maar Vader, dat ek hier sal staan, dat ek hier sal praat, asof U vandag hier staan om die praatwerk te doen. Help my vandag, ek is afhanklik van U, ek is net die instrument wat U kan gebruik, en ek het gesê, Vader, hier is ek, stuur my. En ek dank U vandag, Vader, vir die koolvuur van die altaar, wat U my lippe kom aanraak, want ek is niks, en U is alles.
Ek wil minder word en U moet meer word. So ek bid nou, kom vul my, kom download in my, U Gees, U openbaring, wat U aan die volk wil deurgee. Abba, dis my gebed en dis my roepe vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my Gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou as jy vanmôre deel is van 'n groepie mense waarby jy by ingeskakel is, stap gou na iemand toe, sê jy, man, ek is bly jy is hier en ek seën jou met Numeri 6 vers 24 tot en met 27. Dankie dat jy hier is. Ons gaan saam, gaan ons veg. Mense, ek besef vandag, ons het die woord, hier is my woord, ons het die Gees, en die woord en die Gees is onafskeidbaar. Regtig. Jy kan nie as iemand na jou toe kom of jou sê, weet jy wat, die Gees het aan my geopenbaar om dit vir jou te sê, of dit te doen, of ek gaan dit doen nie. En dit strook heel waarskynlik nie met die woord nie. Dan moet jy weet, dis die valse Heilige Gees. Want baie keer kom iemand met 'n profetiese woord na my toe, en as ek hierdie woord klaar gehoor, dan sê ek is baie jammer, maar ek stem nie saam nie. Ek haal nou ongelukkig die wind uit jou seile uit, maar weet jy wat, ek gaan dit nie aanvaar nie. Ek gaan nie my ore oopstel vir dit wat jy sê, want as die woord en die Gees nie getuig nie, dan gaan dit ook nie met my getuig nie. Jy moet dit vandag weet. En uiteraard is mense offended. Hulle is kwaad daaroor. Want dit is okay. Want dit gaan vir my oor die woord en die waarheid van die woord. So mense, wees asseblief baie versigtig. Die woord is duidelik. Hy sê in die laaste dae sal daar baie profete opstaan en hulle gaan baie mense mislei. So jy moet asseblief doodseker maak dat wanneer jy na 'n profeet luister of jy kry 'n profetiese woord van iemand, dat jy daai woord gaan toets. Wat is 'n profetiese woord? 'n Profetiese woord is basies 'n woord wat jy reeds gekry het. En hierdie profeet kom bevestig dit net in jou gees. So baie keer as iemand vir my iets sê, dan bære ek daai woord, ek bære dit in my geestelike kluis, ek hou dit daar en ek sê, weet jy wat, ek gaan later met dit deel. En wanneer die seisoen aanbreek, dan vat ek my sleutel en ek haal daai woord uit en ek sê, goed, hierdie woord is van toepassing of nie van toepassing in my spesifieke seisoen. Mense, dit is belangrik. Ons kan nie net goed aanvaar omdat iemand met die Bybel onder die arm loop nie. Selfs my, gaan toets my. Moenie luister wat ek sê nie. Skryf neer, maak aantekeningetjies. Hierna, vat jou pen en papier en vat jou Bybel, vat Bybels, gaan kyk op Google, gaan toets my, maar gaan toets my veral in die hand van Deuteronomium 13, om te kyk of jy reg praat en of jy in lyn praat, gaan toets my, asseblief. So mense, ek wil vandag met jou praat met iets wat op my hart druk die afgelope 2 weke. En ek dink vandag se boodskap is 'n boodskap wat lewensbelangrik is. As ek sê lewensbelangrik, dan is dit van toepassing op hierdie aarde waarby ek en jy nou op woon. En dan is dit ook van toepassing in die hiernamaals, met ander woorde, wanneer ons by Vader is, wanneer ons woon in sy teenwoordigheid, of dalk nie in sy teenwoordigheid nie. Ons dink dalk, ons gaan dit maak, en dan maak ons dit nie. So dis my belangrik om my te gaan toets, en ek toets myself die afgelope 2 weke. En mense, daar's een ding wat ek vir myself nie doen nie. Ek lieg nie vir myself nie. As ek sê, Frikkie, jy het moeilikheid, dan moet ek gaan regmaak. En ek tree uit. Ek kom in my bidkamer, ek sê, Abba, ek is jammer, dit gaan gepaard met trane. Ek sê, Vader, help my, rig my. Ek het geleer om dit te doen. Mense, ek moes uiteraard my teologiese studies gaan unlearn. Dis hoekom dit vir my so moeilik is, as iemand my vra, hoorie Frik, waar kan ek gaan studeer? Dan kan ek hulle nie help nie, ek is eerlik, is hartseer. Want ek moes gaan unlearn wat ek geleer het. En regtig die naslaan Bybels wat ek het, as jy hulle oopmaak, is dit net verwesterlike interpretasies van die woord. Dit is gevaarlik. So waar is ons Bybels geskryf? In Israel. So as jy die perspektief wil verstaan van jou woord, moet jy dit vanuit 'n messiaanse oogpunt uitsien. Dis hoekom Menorah Tabernakel 'n messiaanse Pinksterkerk is. Want ons verwag die Messias, en as ons die Messias verwag, word ons gelei deur sy Ruach om dit te doen wat vir hom welbehaaglik sal wees. En dis hoekom ons moet set apart, ons moet afgesonderd wandel en leef in hierdie wêreld. So die afgelope 2 weke is dit vir my so belangrik om my persoonlike verhouding te gaan toets
met Yod-Heh, Waf-Heh, die Almagtige. Dit is my so belangrik. Want net so maklik kan ek ook die gawe verloor van die ewige lewe. En mense hierdie ding van eenmaal gered en altyd gered, dis nonsens. Dis nonsens. Daar's geen gesag in die woord daarvoor nie. Ons kan dalk hulle opinies gee en hulle kan die woord verdraai om by hulle te pas, maar die woord is baie, baie duidelik. Daar is nie gesag vir dit nie. So eenmaal gered, altyd gered, asseblief, kry dit sommer nou uit jou mondering uit, want dit bestaan nie. So mense, die afgelope 2 weke, en ek wil myself herhaal, want dis my saak van lewe en dood. Dis my saak van absolute belangrikheid. Want ek kan nie meer speel nie. Jy kan nie meer speel nie. Speeltyd is verby. Mense, as ek kyk na die wêreld gebeur en ek kyk na die profetiese insprake wat nou tans plaasvind, veral in terme van dit wat president Trump doen reg oor die wêreld met Rusland en Oekraïne en China en wat met Suid-Afrika gebeur in terme van BRICS en die een wêreldorde en AI wat hierdie jaar 2025 mense eksponensieel ontplof en groei. Is ek bekommerd oor ons mense se welstand in terme van voorbereiding om in gereedheid te kom. Want AI is so deel, is 'n emosionele geskepte wese wat nie liefde openbaar nie, wat nie genade gaan gee nie. As AI vir jou sê, jammer, jy kan nie in jou bankrekening ingaan nie, dan kan jy nie ingaan nie, oor en uit. As ek my telefoon vat en ek moet 'n oorplasing doen en my telefoon sê vir my selfie, en ek vang hy selfie en ek het dalk my hare te kort gesny of iets, en ek skud die koppietjie op die telefoon, dan kan daai selfoon vir my sê, dan is die geld in my bank nie myne nie, dan behoort dit aan die bank. Mense, wees asseblief baie versigtig. Ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewens waar ons hierdie goed begin identifiseer, want dit gaan kom. Mense, ons is so in voorbereiding teen 'n enorme spoed vir die een wêreldorde, vir die digitale geldstelsel, waar jy nie kan koop of verkoop nie, behalwe jy wat die merk het, op jou regterhand en of op jou voorkop. Maar ons kan later daaroor in detail gesels. My verhouding met Vader is vir my van kardinale belang. Dit help nie, ek is 'n predikant, dit help nie ek studeer by my lesenaar, dit help nie ek sit tyd in, dit help nie ek is 'n Torah volger, dit help nie, ek bring my 10de selfs en ek lees die Bybel 40 keer 'n jaar deur, dit gaan my niks help, as ek nie in 'n persoonlike verhouding met hom staan nie, en daardie persoonlike verhouding, is nie net 'n persoonlike verhouding nie, kom ek gee jou gou 'n voorbeeld. Ek en Amelia staan vir die afgelope 40 jaar plus, in 'n persoonlike verhouding met mekaar. In ons verhouding is daar reëls. As ek dit doen, wat vir haar 'n gruwel is, gaan sy binnekort vir my sê, Frik, jy het my nie lief nie en ons het nie meer 'n verhouding nie. En dieselfde vir my kant en haar kant. As sy goeders doen wat my grief en wat my benadeel en sy doen goed teen my wil en teen my reëls, dan gaan ek vir haar sê, my liefling, jammer, hierdie kite gaan nie vlieg nie, hoor. Dit wat jy doen is vir my nie aanvaarbaar nie, en as jy daarmee aanhou, moet ek vir jou sê, gaan ons probleme optel. Jy moet dit vandag weet, my liefling. En dis so, selfs met Vader. Weet, ons almal het hierdie, ek wil die wil van Vader doen, en ek wil hom behaag, en ek wil in hierdie persoonlike verhouding staan, en ek dink nie ons weet, wat is 'n persoonlike verhouding nie. Dis hoekom in baie huwelike kom ek agter dat mense het die onvermoë om huwelikskonflik uit te sorteer. En die maklikste is, kom ons skei. Skei los nie jou probleem op nie, inteendeel, dit vererger jou probleem. Dis so. Mense, ek kom terug na die woord, dit is so lekker om met jou te gesels, ek wil sommer oor alles gesels, man, jy moet Pesach toe kom, dan kan ons lekker gesels oor al hierdie dinge. Ek wil gou 'n stelling maak. Dis belangrik dat jy sal weet, wie is die ware Elohim? Wie is die ware aanbiddingsgod? Wie is Jah? Wie is Yod-Heh, Waf-Heh, die Almagtige? Adonai, ons Elohim. As jy weet wie dit is, sal dit vir jou baie maklik wees om afgode te kan identifiseer. Baie maklik. Want ons word so maklik met leuns en maklik met verwysingsraamwerke en mense se opinies, word ons maklik ingesleep en ons dink ons is op die regte pad. Maar die einde daarvan is die weë van die dood. Mense verhouding met Vader, met ons hemelse Vader, verg van my en van jou 'n kadosh lewe. Liefde vir sy ketubah. Sy ketubah beteken sy gebooie. Dit is die huweliksooreenkoms wat hy met ons gesluit het.
op die berg van Sinaï, en hy het dit kom bevestig in Handelinge hoofstuk 2, met die uitstort van die Gees. Nou is sy wet, sy Torah is nou op my hart geskryf, en is belangrik dat ek en jy sal wandel in 'n kadosh lewe, dat ons hom sal behaag in ons opstaan en ons gaan lê, want hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Dit is belangrik om liefde vir hom te hê. As ek vir hom sê, Abba, ek is lief vir u, dan beteken dit ek moet dit doen wat vir hom aanvaarbaar is op sy perspektief. Ek moet hom aanbid en ek moet hom dien, nie op die manier hoe ek geleer is deur die kerke nie. Ek moet hom aanbid en dien mense op die manier hoe hy aanbid wil word. Wat ek vandag met jou gaan deel, is baie belangrik, en baie mense is van mening, ek doen die wil van die Vader. Dis baie mense se gebede. Vader, wat is u wil? Baie mense vra na dit. Vader, ek wil u nie teleurstel nie. Mense, ek kry op my telefoon. Ek wil amper sê op 'n daaglikse basis, waar mense vir my sê, hoorie Frik, ek wil Vader nie teleurstel nie. Ek wil in sy wil wandel. Het jy vir my raad oor hierdie situasie? Ek voel partykeer soos 'n Moses. Dan sê ek vir die mense, omdat jy my vra, gaan ek vir jou die ware antwoord gee. En ek is nie hier om heuning om jou mond te smeer nie. Ek is nie hier om mense te behaag, om mense aan my kant te kry nie. Glad nie. Dis nie wie ek is nie. Ek is hier om die woord te verkondig, en my fokus bly Vader. My fokus bly Meester Yeshua, wat mens geword het. Die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. Dis my fokuspunt. So mense, nou kom die vraag. Ek het hierdie persoonlike verhouding met Vader. Nou vra ek die vraag, is daar protokol in sy verhouding? Wat beteken protokol? Protokol beteken, is daar reëls in sy verhouding met my en met hom? Is daar reëls wat ek moet nakom? Is daar goed waarin ek moet voldoen in terme van hierdie verhouding? Of is dit maar net 'n verhouding? Ek is lief vir hom, lees sy Bybel, gaan kerk toe, die kerk waarheen ek gaan, het dalk nie 'n saak met wat is rein en wat is onrein. Die kerk waartoe ek gaan, het dalk nie 'n saak oor wat is Shabbat en wat is die normale dag, songod aanbidding of die 7de dag aanbidding nie. Die kerk waartoe ek gaan, vier dalk nog die wêreldse feeste, maar ek staan in hierdie lewensliefdesverhouding met ons Vader. Nou kom die vraag, voldoen ek dan aan die protokol in terme van my verhouding of nie? Is ek dalk 'n persoon wat in die wil van Vader wil wandel, maar ek weet nie hoe nie? En omdat ek nie weet hoe nie, nou skep ek my eie geregtigheid, ek skep my eie dogma, my eie reëls, en nou wil ek Vader aanbid op dit wat vir my aanvaarbaar is. Is dit vir hom aanvaarbaar? Nee. So ek staan in 'n persoonlike verhouding met my vrou, en daar's kinders in ons huis. Daar's reëls in ons huis. Gaan ek toelaat, as die man van die huis, dat my kinders in die huis inkom, en voor my in 'n etenstafel drink hulle besope met alkohol? Gaan ek dit toelaat? Nee. Maar ek staan in 'n persoonlike verhouding met my seuns. Gaan ek toelaat dat my seuns in my huis inkom en hierdie, wat noem jy reg goed? Vape, is dit vape? Ja, vape uithaal. Die damp bestaan, hemel, ek ry nou die dag agter 'n voertuig toe ek in Johannesburg was. Ek dog die kar brand. Ek sê familie, die kar brand. Toe sy die ouens wat binnekant sit, ek hoor hulle vape. Hemel, die rook kom by die kar se vensters uit. Ek dog, hierdie kar is in die brand. Amper bel ek 911. Ek sê, hier's 'n kar wat brand. Anyway, dit klink dit lyk asof daai kar in die brand slaan. Gaan ek dit toelaat dat my seuns in my huis dit doen, waar hulle openlik in my huis na pornografiese materiaal gaan kyk? Maar jy moet onthou, ek staan in 'n persoonlike verhouding met my twee seuns. Gaan ek dit toelaat? Gaan ek dit toelaat dat hulle meisiekinders inbring en hulle slaap met hulle in hulle kamers agter 'n toedeur? Daai toedeure, agter 'n toedeur, dis uit. Mamas, papas, luister vir my. Jou dogter en jou seun se deure is oop. Hulle is oop. Jy moet kyk wat hulle in daai kamer doen. Kinders, luister vir my. Hoor van mamma en pappa. Hulle het baie meer ervaring as wat jy het. Dis hoekom Vader hulle aangestel het as jou mamma en jou pappa om na jou om te sien, sodat jy met reëls nakom wat hulle vir jou daarstel. Anders gaan jy nooit die reëls kan nakom wat Vader vir jou het nie. Mamma en pappa leer jou nou al wat dit is. Soos daar reëls is in jou huis ten opsigte van ek en Amela, man en vrou, ten opsigte van my verhouding en Amela se verhouding met ons kinders en met ons kleinkindertjies. My kleinkindertjies weet,
As hulle in oupa se kar klim, dan sit hulle stil. Jy eet en drink nie in my kar nie. Dis uit. Hulle weet dit ook. Hulle klim mooi in die voertuig aan. Hulle weet, hulle kan nie oor die kar klim soos bobbejaantjies nie. Daar's reëls. Maar ek het 'n persoonlike verhouding met my kleintjies. So mense, daar's 'n verhouding. Want daar's reëls in hierdie verhouding, net so met Vader. Ons staan in hierdie lewensverhouding met Vader, maar daar's reëls. En daai reëls uiteraard moet eerbiedig word. Mense, kom ons vat Moses as 'n voorbeeld. Moses was hierdie regter gewees tussen 2,5 miljoen mense. Dit was 'n enorme taak gewees wat Moses moet gedoen het. En hoor gou wat sê hy, baie gesaam met my na Exodus hoofstuk 18 vers 16. Hoor gou wat sê die woord. En hierdie gaan oor verhouding en hierdie gaan oor die wil van Vader. Maar hoor gou wat sê die woord aangaande om altyd regverdig te oordeel. Mense, Vader gaan ons altyd regverdig oordeel in terme van ons verhouding met hom. Daarom is dit vir my belangrik om hierdie met jou te bespreek. Wat my aan betref, is hierdie lewensbelangrik. Hier op aarde, in terme van my verhouding en ook hierna. As hy vir my gaan sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Och, ek wil dit in my lewe nooit hoor nie. Dis hoekom hierdie boodskap so belangrik is. Exodus hoofstuk 18 vers 16. Moses het sy skoonpa geantwoord. Hoor dit sê hy. Hy sê die volk kom na my toe om die wil van Jothai-Wafai, die Almagtige, te vra. En as hulle in sake betrokke raak, dan kom hulle na my toe. Ek lewer dan uitspraak oor die geskille tussen hulle en maak terselfdertyd Jothai-Wafai, die Almagtige, se voorskrifte en wette aan hulle bekend. Halleluja. Nou hierdie is 'n man, hierdie is 'n profeet, hierdie is 'n man van Elohim. Halleluja. En dis wat ek probeer doen. Wanneer mense my, en ek kom nie altyd reg met dit nie, wanneer mense vir my 'n boodskap stuur, hoor jy ek het huweliksprobleme, my familie doen dit of dit, dan probeer ek altyd hierdie vers uitleef teenoor hierdie mense. Dan sê ek vir hulle, wil julle in die wil van Jothai-Wafai, die Almagtige, wandel? Ja, ons wil. Hulle sê onmiddellik ja. Maar hy sê, ja natuurlik, jy weet, ja natuurlik wil ek. Ek sê, dan is dit belangrik om terselfdertyd Jothai-Wafai, die Almagtige, se voorskrifte en wette aan julle bekend te maak. As ons dit nie het nie, het ons nie 'n persoonlike verhouding nie. Dis hoekom dit my so belangrik is om dit vir jou te gee. Het ek en jy 'n persoonlike verhouding met Vader? Antwoord my gou. Dink gou mooi daaraan. Kom ek vra die vraag. Jy wat vandag ingeskakel is, het jy 'n persoonlike, lewende liefdesverhouding met Jothai-Wafai, die Almagtige, die Heilige van Israel? Antwoord my gou. Sê vir my ja of sê vir my nee, ek het nie. Baie mense gaan nou sê ek weet nie. Kom ek hanteer dit gou. Deuteronomium hoofstuk 28 vers 1 tot en met 14 gaan oor wanneer jy gehoorsaam is aan Vader se protokol, sy verwysingsraamwerk, sy woord, dan lê daar vir jou seëninge opgesluit. En dan vanaf vers 15, wanneer jy nie gehoorsaam is aan sy woord nie, dan lê daar vir jou vloeke opgesluit. Met ander woorde, wat ek vandag wil sê is, dat ongehoorsaamheid kom teen 'n prys. Nou is baie mense van mening, maar ek is in hierdie verhouding. Dit gaan met my goed. Ek is in hierdie verhouding met Vader en ek probeer om sy wil na te kom. Maar as jy sy wil nakom, moet jy ontslaa raak van paganisme. Moet jy ontslaa raak van afgoderry. Moet jy ontslaa raak van die goeders wat nie deel is van 'n kadosh lewe nie. Anders is jy nie deel van hierdie verhouding nie. Kom ek lees vir jou. Vers 1 en 2 van Deuteronomium 28. As jy dan goed luister na die stem van Jothai-Wafai, jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat natuurlik Shabbat insluit. Dit wat ek jou vandag beveel, dan sal Jothai-Wafai, die Almagtige, jou Elohim, jou die hoogte stel bo die nasies van hierdie aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van Jothai-Wafai, die Almagtige, jou Elohim. Hierdie is die fondasie van 'n persoonlike
lewende liefdesverhouding met Vader. So as jy vandag na hierdie woord luister, jy sê, basta met sy gebooie, basta met Shabbat, want dis Joods, en ek is nie onder die wet nie, dan het ek vir jou nie goeie nuus nie. Want hierdie is die antwoord. Ek is vandag soos Moses. Wil julle in die wil van Elohim wandel? Wil julle daarin leef? Ja, ons wil. Dan moet jy bereid wees om 'n kados lewe te lei. Dan moet jy dit so hanteer. Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 68, praat oor al die vloeke. Mense, jy wil nie so toe gaan nie. Jy wil nie. Vers 15. Maar as jy nie luister na die stem van Jottai, Wafai, die Almagtige jou Elohim nie, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Dis hoekom baie mense sê, maar ek gaan kerk toe, en ek lees my woord, en ek bring my tiendes. Hoekom lyk my lewe so? Hoekom gaan dit so sleg met my? Hoekom kan ek net nie 'n oorwinning behaal, of 'n deurbraak beleef en ervaar in my lewe nie? Ek staan dan in hierdie wil van Vader, ek leef in sy wil, ek doen dit wat vir hom welbehaaglik is, ek doen alles. Regtig. Gaan toets jouself. Mense, die afgelope 2 weke, het ek my gaan toets. Ek het maandagmôre, wat nou verby was, dink dit was die 10de Maart, het ek 'n stemboodskap op die kanale uitgestuur oor my persoonlike verhouding met Vader. Mense, dis nog steeds by my. Ek kan nie ontslae raak van hierdie gevoel van, Abba, hoe lyk my lewe? Waarmee is ek besig? En dis dalk ek, dis dalk nie jy nie, dis dalk ek. Vader wil dalk met my praat, om met jou te praat oor, dalk by my lê die probleem, dalk is ek kortsigtig, dalk is ek nie op die plek waar ek moet wees nie, so ek praat heel eers met myself. En maandagmôre, toe sê ek vir die volk, ek stuur stemboodskappe uit op WhatsApp, en my boodskap gaan toe uit, en ek praat spesifiek oor ongehoorsaamheid kos 'n prys. Adam en Eva het 'n prys betaal. Vader sê van uitdruklik, hy sê Adam en Eva, julle kan nie van die boom eet wat staan in die middel van die tuin van Eden, dis die boom van kennis van goed en kwaad, julle kan nie van daai boom eet nie, en wanneer julle tweetjies van daai boom eet, dan sal julle sekerlik sterwe. Wat het hulle gedoen? Nou hoor gou mooi, hy gee hulle die instruksie. Hulle verwerp die instruksie, en hulle volg 'n ander lering. Hulle volg die lering van Lucifer. Hulle volg die lering van menslike oorleweringe. Hulle volg 'n ander lering. En die oomblik toe hulle die ander lering aanvaar, en hulle verwerp Vader se instruksies en sy wil en sy gebooie en sy verordeninge, wat ek nou met jou behandel het in Deuteronomium 28, toe is hulle uit die tuin van Eden verban. Nooit weer teruggekom nie. Inteendeel, in so 'n mate, dat Vader het 2 engele die opdrag gegee om daar te staan met vlammende swaarde, om hierdie ouens te stop, om te sê, julle kan nie terugkom nie. Dis Vader se instruksie. Dieselfde het gebeur in Egipte. Jakob se seuns kom in Egipte in, toe dit hongersnood was, en hulle raak gewoond naderhand aan al die praktyke van Egipte. Terloops, die Egiptiese praktyke van afgoderry. Mense is vandag in ons huise, dit is in ons kerke, dit is in ons spraak, dit is ons dink, ons eer Vader, en baie keer is daar woorde wat van die Egiptiese kultuur en godsdienst afkom, wat ons aanvaar het, en ons spreek dit, dan skep jy 'n ongoddelike altaar. En hierdie volk was vir hoe lank in ballingskap in Egipte, as slawe man, slawe. Vader lei hulle uit Egipte uit. Hy sê, julle is my volk, ek gaan julle trou, julle is afgesonderd aan my, ek bring julle met arensvlerke na my toe. Ek is lief vir julle, hier's my ketubah, teken hom. Hulle teken hom. Paar jaar later, dien hulle afgode in Egipte. Hulle is vir 430 jaar in ballingskap, in slaverny. Wat bevry hulle? Die bloed van die lam. Die bloed en die deurposte, die bloed bring bevryding. En as jy vandag nie seker is van jou verhouding nie, mense, die bloed van die lam bring bevryding. Hy was jou skoon van sonde. Hy gee vir jou die deur, hy gee vir die pad na die beloofde land, sodat jy in bevryding kan wandel. Halleluja! Later van tyd, vir 490 jaar, na Dawid, eintlik meer na Salomo, na Salomo, 490 jaar,
is daar die weg van Jerobeam in die Ou Testament, in die Tanakh, waar die volk vir 490 jaar het hulle sy gebooie, sy instruksies, hoor my baie mooi, en die Shabbatte het hulle verwerp. 490 jaar. Hoe lank was hulle in ballingskap? Nadat Nebukadneser ingekom het en die volk in ballingskap ingeneem het in Babylon? Hoe lank? 70 jaar. So as jy 400 vat, en jy deel hom deur 70, gaan kyk. Ons dien Jothai Wafai die Almagtige. Hy is 'n regverdige hemelse Vader. Met ander woorde, vir elke jaar wat hulle byvoorbeeld nie die Shabbat en sy gebooie onderhou het nie. Mense gaan kyk mooi na die som. Dan as jy sien presies 490 gedeel deur 70. Gaan maak jou som. Dan kyk jy, hoe amazing is ons hemelse Vader. So nou kom ek vandag en ek sê vir jou, hoe werk dit? Hoe werk hierdie verhouding? Hierdie verhouding werk soos volg. Wanneer ons gehoorsaam is aan sy ketubah. Ketubah beteken sy huweliksooreenkoms, sy verbond, die kondisies van sy verbond. Ketubah beteken dit wat vir Vader belangrik is, met ander woorde sy Torah, en dan uiteraard die 10 woorde. Die 10 woorde is opgeteken in Exodus hoofstuk 20. En naderhand sê die volk toe, nee Moses, ons kan nie met Vader praat nie, praat jy met hom. En toe kom die ander 613 bywette by, met ander woorde, Vader wou dit ook met die volk bespreek het, maar hy het net gesê, sorry, ek wil dit nie hoor nie, ek verwerp dit. Toe praat hy met Moses. So hy het nie net met Moses gepraat, hy het eintlik met die hele volk gepraat, die volk het net hulle ore toegedruk. En toe moes hy met Moses praat, want Moses was die middelaar gewees, Moses was die profeet gewees, 'n skaduwee van meester Yeshua. Dis belangrik. So, wat doen gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid aan sy ketubah lei tot wat? Dit lei tot geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid beteken, hier is 'n verhouding, hoor, kom ons begin weer. Hier is verhouding, skryf neer. Wanneer ek gehoorsaam is aan Vader se woord, sy instruksies, sy bepalings, sy gebooie, verordeninge en ook sy feeste, want dis 'n afspraak wat ons met hom het. Dis nie Joods nie. Jemmel, ek kry sommer 'n kramp as iemand vir my sê, dis Joods. Dan sê ek, hey, gaan lees jou woord man, gaan lees jou woord. Vader sê daar, hy sê dis my feeste. Nou kom predikers en hulle sê, nee, frikkers, hy sou dwaalleer. Dis Joods man. Ek sê, wel, as jy dink dis Joods, vat jou Bybel, van die bladsy, skeer hom uit en gooi hom in die vuur, as dit vir jou nie belangrik is nie. Vir my is dit belangrik, want dit staan in die woord. Wie wat grief my? Ek kry sommer nou 'n heilige kwaadheid oor my as ek nie die goed is. Want dit as ek hoor predikers lei die volk in 'n dwaalleer en hulle lei dat hulle nooit die ewige lewe sal behaal nie. Okay, maar jy het ook 'n Bybel. Jy kan dit gaan self lees. As ek hoor wat hulle sê dat Vader se feeste is Joods. Hy sê uitdruklik, dis myne. Dis my protokol, my feeste is my reddingsplan wat ek vir jou het, dat jy kan verstaan hoe werk ek. Dis nie Joods nie. Gaan nou kalmeer. Want ek raak kwaad wanneer jy met God se woord begin speel en net om by die mens te pas om die ore te streel. Wat vir my interessant is, hulle verwerp dit wat Vader sê is myne. Hulle verwerp dit en hulle veg daaroor. Hulle sal hulle lewe gee om daarvoor te veg. Maar hulle aanvaar in dieselfde asem die 7 wêreldfeeste wat paganism is, wat satanies is, wat 'n kultus is, dit aanvaar hulle. Dis reg. Maar dit wat Vader sê, wat aan hom behoort, wat vir hom openbaar, dat ons weet wie is die ware Elohim, dit verwerp hulle, maar as predikers, en hulle preek die woord uit, gaan toets my, kyk of ek reg is. So, kom ons begin weer. Gehoorsaamheid. Ja, ek raak opgewonde oor hierdie dinge, want dit voel of ek nie kry. Relax. Hoe dit ook al sy gehoorsaamheid aan sy woord, aan sy ketubah, sy bepalings, sy instruksies, sy feeste, dit lei tot geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid by Elohim. Dis daai persoonlike verhouding. Geregtigheid. Waartoe lei geregtigheid? Liefde.
Liefde nommer 1 tot hom. Ek het hom lief met alles. Hy is my eerste liefde. Ek wil terugkeer na hom in gees en in waarheid. Gees beteken dat sy gees my lei in die volheid van sy waarheid. Met ander woorde, die woord. En wanneer ek die woord het, het ek die waarheid. Want as ek die woord het, het ek meester Yeshua. En hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Prys sy wonderlike naam. Mense koop die goed maak sin, man. So, liefde lei dan, daai liefde, omdat ek gehoorsaam was, lei dit tot geregtigheid. Geregtigheid is weer gehoorsaamheid aan dit wat vir Vader belangrik is. Dit lei tot liefde, dis 'n persoonlike verhouding. En daardie liefde, lei tot die gawe van die ewige lewe, want nou wandel ons in die waarheid. En dis meester Yeshua. Kan jy sien, alles is 'n verwysing na meester Yeshua. En in Eksodus hoofstuk 19 sê hy vir Moses, hy sê Moses, ek het my volk so lief. Ek het hulle na my toe gebring met arensvlekke. Moses vra vir hulle of hulle dit sal doen wat ek hulle gaan beveel môre. Moses kom by die volk en sê, hoor die volk, ek wil gou by julle hoor. Julle het nou gesien wat Vader met ons gedoen het, né? Uit Egipte land, deur die Skelfsee, deur die woestyn, 50 dae. Ons is nou hier. Is julle bereid om gehoorsaam te wees en om in hierdie persoonlike verhouding met hom te staan? En dit wat vir hom behaag, dit sal doen? Is julle bereid, volk, om gehoorsaam te wees aan sy ketubah, sy instruksies, sy reëls en sy protokol? Is julle bereid? Soos een man. Ja! Ons sal alles, hoor hierdie woord, ons sal alles wat Vader Jotai Wafai beveel, dit sal ons doen. En toe, almal het gesê ons sal dit doen. Almal wil hierdie verhouding hê. Ons ook. Ons sê elke dag, wanneer daar 'n uitnodiging kom in die gemeente, dan sê ons, ja, ons gaan dit doen. Hier is ek nee, ek gaan dit doen. Ons almal wil sy wil doen. Ons almal wil in hierdie persoonlike verhouding met hom staan. Maar min is bereid om die pad te loop van heiligmaking. Min is bereid om in sy voorskrifte en sy reëls te wandel. Want dis mos Joods en dis onder die wet. En wat nou van die genade? Mense, wie wat is genade? Die Torah is genade. Om my en jou te kom leer wat dit is om hom te dien op sy perspektief. Dis genade. Nie genade, jy kan hoer en remoer en jy kan vloek en skel en jy kan suip en jy kan rondslaap en jy kan pornografie en jy kan dobbel en alle goeters en jy dink Vader dink dis okay nie. Nee broer, die genade het vir jou deurgekom. Die man asseblief, gaan weg. Gaan weg, want dit staan nie in die woord nie. Dit staan nie in die woord nie. Ons almal is bereid, ons almal wil hierdie pad stap, ons almal wil in hierdie verhouding staan. Maar ons is nie bereid om die nou pad te loop nie. Ons is nie bereid om vir Vader se liefde op te staan nie. Ons is nie bereid om hom te eer en te respekteer terwyl van familiebande nie. O nee, ek moet die boom opslaan oor Kersfees, anders is ek uit die testament uit. Dit help nie ons vra na sy wil. En ons wil in hierdie verhouding staan, maar as ons nog steeds aangekleef met die dinge van hierdie wêreld en paganism nie, terwyl van verhoudings nie. Nee, terwyl van my werk en terwyl van my kollegas, doen ek dit maar saam, en ek gaan nou maar na die braai toe, want ek gaan nou maar saam terwyl van verhoudings, nee, ek gaan nou maar dit doen, terwyl van verhoudings, man, jy staan soos Moses op om te sê, as jy wat raad hê oor dit, gaan ek vir jou raad gee oor wat is die wil van Jotai Wafai, die Almagtige, en ek gaan vir jou vertel, wat is sy reëls, en wat is sy voorskrifte. Ek gaan dit met jou deel. Ons moet dit dalk miskien begin doen vandag. So almal vra na die wil van Elohim, almal vra. Niemand wil hom teleurstel nie. En baie wil dit doen, en dis baie mense se gebede. Vader, ek wil u nie teleurstel nie. Vader, ek wil nie vir u kwaad maak nie, want u is die heilige. En Vader, dis my gebed, en dis my roepe, en dis wat ek wil. Maar niemand is bereid. Nee, min is bereid om 'n kados lewe te lei, om sy verbondskondisies na te kom, om te wandel in die protokol wat hy vir ons gestel het nie. Min is bereid. Maar almal wil 'n persoonlike verhouding met hom hê.
In Exodus 19, almal, ja, ons sal dit doen. In Exodus 20, toe dit kom, in die berg bewe, en daar's weerligte wat slaan, en dan kom rook uit die berg uit, en die bassein blaas, en so maak dat die mense moes help hulle ore toe druk, toe skree hulle vir Moses, Moses, praat jy met Vader? Ons kan dit nie meer hou nie. Vandag is dit presies dieselfde. Man, ek wil nie hoor nie, want dis Joods. Ek wil nie hoor nie, want jy is onder die wet. Kom ek lees gou vir jou. Maak gou jou Bybels oop. By Psalm 119. Wees ek tyd gehad om die hele een vir jou te lees. Psalm 119 vers 8 tot 12. Net dit. Gaan lees jy verder in Psalm 119. Ek sal u insettinge onderhou. Verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Nou kom die kerk en die kerk sê nee, verwerp dit, dis Ou Testamenties, dit was net vir die Israeliete, nee, dis net vir die Jode, nee, julle is nou 'n sekte. Hier kom Dawid, man, die oogappel van Elohim. Hier kom Dawid en hy sê, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie, want u gebooie bring 'n persoonlike verhouding met u. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Wat is sonde? Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Vers 12. Lofwaardig is u, o Jothai Wafai, die Almagtige. Leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Mense, wanneer ek en jy in 'n verhouding staan met Jothai Wafai, die Almagtige, dan is dit belangrik dat ek en jy sy wil sal doen. Wat is sy wil? Dis om te wandel in sy verwysingsraamwerk. Wat is sy verwysingsraamwerk? Eenvoudig, sy gebooie, sy verordeninge, sy instruksies en dan sy feeste of sy afsprake. Daai is my belangrik. Nou wil ek met jou praat oor, in terme van hierdie persoonlike verhouding, wat gebeur in die eindtyd, in hierdie tydperk waarin ek en jy vandag woon. 'n Eindtydverhouding. Vandag, 2025, is nommer 1 die misleiding van baie mense deur leuns, waar mense verkondig, dis nie meer nodig nie. En waar gemeentes en waar kerke nog wandel in menslike oorlewering en godsdiensttradisies, dit is 'n eindtydverhouding. Met ander woorde, minagting van Vader se gebooie. En die rede dat ons liefde verkoel, die rede dat Suid-Afrika so lyk, jou lewe is nie meer veilig nie. Die rede dat hierdie wêreld so lyk, is omdat die liefde verkoel. Hoekom verkoel die liefde? Want geregtigheid word minder. Ongeregtigheid word meer. En hoe meer die ongeregtigheid meer word, hoe meer leuns kom in, hoe meer misleiding kom in, hoe meer verleiding kom in. En dis die resultaat. En ons sien dit vandag met ons blote oog. Mense bly saam met my na 'n gedeelte wat ek met jou wil lees. Dis in die boek van Openbaring 12 vers 9. En ek wil jy moet kennis neem van hierdie gedeelte. Openbaring 12 vers 9. En die groot draak, wie is die groot draak? Dis dieselfde duiwel wat Adam en Eva in die tuin van Eden verlei het. Dis dieselfde duiwel wat sy lering kom afdwing het op Adam en Eva. Vader sê uitdruklik vir Adam en Eva, moet van die boom van kennis van goed en kwaad nie eet nie. Die boom wat in die middel van die tuin van Eden staan, daarvan mag julle nie eet nie, want as julle daarvan eet, sal julle sterwe. Die groot draak, die duiwel, die slang, het 'n ander lering vir hulle gebring, teen Vader se instruksies, teen sy gebooie. Dis die slang, dis die serpent. Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, hoor mooi, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan van Genesis, van die boek van Bereshit, wat die hele wêreld verlei. Die hele wêreld. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Verdere gedeelte in die boek Openbaring sê die woord, hy sê, en die duiwel het neergedaal na julle toe met groot woede, want hy weet sy tyd is min. So wat beteken hy groot woede? Misleiding, leuns en verleiding. Dis wat nou plaasvind. Kom ons bly gou by hierdie onderwerp in terme van die duiwel
ten opsigte van die laaste dae en my en jou verhouding. Mense, bly gou saam met my asseblief na die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 9 tot 11. Kyk, ons is nou op hierdie onderwerp van die duiwel, wat misleiding en verleiding aanbring. Meester Yeshua antwoord sy disippels, toe hulle vir hom die vraag vra, Meester, wanneer gaan hierdie goed plaasvind? Wanneer gaan die einde van tyd plaasvind? Hy sê, pas op, dat julle nie mislei word nie. Want baie profete sal opstaan, en baie mense mislei. Dis nou presies waar ons nou is. Hoor ge wat doen die duiwel? Hoor ge wat doen die ou slang, wat duiwel en Satan genoem word, in die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 9 tot 11. Hoor mooi. Deur die werking van Satan, sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan. Met ander woorde, deur die werking van Satan, gaan wetteloosheid verkondig word. Deur die werking van Satan, gaan dit wat vir Vader belangrik is in terme van 'n persoonlike verhouding, gebooie, instruksies, verordeninge en feeste, gaan verwerp word, maar wetteloosheid sal gepaard gaan met die verskyning deur die werking van Satan. So wat verskyn nou op hierdie aarde? Wetteloosheid. Jy kan maak en doen net wat jy wil. Dis hoekom Meester Yeshua praat met die kerk, met die gemeente, en hy sê, min is op die pad wat na die ewige lewe lei, en baie is op die pad wat na die verderf lei. Baie. Kom ek lees hom weer. Deur die werking van Satan sal die verskyning, ons sien dit oral, in ons kerke, in ons gemeentes, van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en gruwelike misleiding. En vandag hardloop mense na hierdie groot kerke, niks fout met 'n groot kerk nie. Hulle hardloop na hierdie groot kerke, my ma, daar waar die ouens val, hier waar die ouens profetiese woorde, hier gebeur dinge, daar gebeur dinge, en dis presies, hulle kom nooit by dit uit wat vir Vader belangrik is nie. Sy dag, die 7de dag, sy gebooie, sy instruksies. En die mense hardloop na hierdie klomp kerke toe, hulle hardloop na hierdie klomp profete toe. En ons mis hierdie persoonlike verhouding. Kom ek lees hom vir jou, stadig. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding vir die wat verlore gaan, met ander woorde die wat dit verwerp, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. So wat bring redding? Waarheid. Wat is waarheid? Die woord. Wie is die woord? Meester Yeshua. Wat het hy ons kom leer? As jy my lief het, aan woorde, as jy in 'n verhouding met my staan, en jy sê jy het my lief, en jy wil in my wil wandel, bewaar my gebooie. En jy wat sê jy wandel, of jy wat sê jy het my lief, en jy staan in hierdie persoonlike verhouding met my, en jy wandel nie in my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar. Dan is die waarheid nie in jou nie. Dis hoekom Meester Yeshua gesê het, en ek kom terug na hierdie plekke waar jy mense hardloop, waar goed gebeur, hierdie profetiese insprake in mense se lewens, ouens val om, hulle rol, en dis alles te maak met hierdie magsvertoon van dit wat mense na toe hardloop. En dan kom Meester Yeshua in Matteus hoofstuk 7 en hy sê, gaan weg van my, want ek ken julle nie. Nou kom die antwoord terug, maar ons het dan in u naam siek is, gesond gemaak, toe ons die hand op hulle gelê het. Gaan weg. En hulle kom weer terug en hulle sê, maar ons het dan in u naam geprofeteer. Ek bedoel, die kerke was vol, mense daarheen gestroom, ons het 80.000 lidmate, en die ouens het soontoe gestroom. Gaan weg van my. Dan kom in die derde keer, ons het in u naam, het ons duiwels uitgedryf. Ek bedoel, die ouens het gerol, en skuim kom uit hulle monde uit, en ons het al hierdie goeders gedoen, en die mense het gekom. Ek bedoel, ons het die evangelie verkondig, en die mense het gekom, en ons het 7000 sitplek, en ons met die kerk groter maak, en wow, hier's 'n salwing, en hier's, gaan weg. Ek ken julle nie, julle wat die ongeregtigheid werk, julle wat wetteloos optree. Kan jy sien hoe belangrik is dit om te ondersoek wat hier binnekant aangaan?
om hierdie beker in die binnekant skoon te maak. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Mense, ek is die boodskapper. Ek gee vir die skrif. Ek praat nie uit my eie opinie uit nie, ek praat uit die skrif uit. Psalm 119 vers 18. Maak 'n duidelike aantekening. Sit dit sommer op jou yskas. Maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u wet kan ervaar. Maak my oë oop, dat ek die kragtige, ander woorde die krag, dis hoekom Matteus 22 vers 29 sê, hy sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en omdat julle die skrifte nie ken nie, ken julle ook nie die krag van Elohim nie. Maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u wet kan ervaar. In 2025, hartseer, sluit mense hulle oë toe, hulle maak hulle harte toe vir Vader se gebooie, hulle verwerp sy instruksies, en hulle hardloop na die ander boom in die middel van die tuin van Eden, hulle hardloop na ander lerings toe, hulle hardloop na 'n ander evangelie toe, hulle hardloop na 'n ander Yeshua toe, wat Jesus Christus is, wat vermom is, wat nie eers die 7de dag erken nie, hulle hardloop na 'n valse verlosser toe, en dis vir hulle aanvaarbaar, want hulle ken nie die verskil nie, en boonop predikers en herders verkondig teen Vader se instruksies, teen sy Shabbatte, teen sy insettinge, en teen sy feeste. Dis hoekom Esegiel maak melding daarvan, hy sê, my priesters verkrag my wette, hulle onderhou nie my Shabbatte nie. Dit wat heilig is vir my, ontheilig my priesters. Ek sê dit nie, die woord sê dit. So is my vraag op hierdie 7de dag aan jou wat vandag ingeskakel is. Hier is my vraag. Waar staan jy met jou verhouding met Vader? Hoe lyk jou verhouding? Waarmee is jy besig? Hoe lyk jou vrug wat moet pas by die bekering? Is jou lewe 'n kados lewe? Nou het jy vandag gesien, en ek het aan jou gebring die lewe en die dood, ek het aan jou gebring die seën en die vloek. Jy moet vandag 'n keuse maak. Ek het my werk gedoen. Jy moet 'n keuse maak. En daai keuse wat jy gaan maak, gaan jy moet bereid wees, jy gaan hierdie pad moet loop. En as jy beskuldig word, of jy's uit die testament uit, en jy word verwerp, so be it. Ek kom al 30 jaar plus met verwerping deur my eie. Deur my eie. Mense naby my, deur my eie. Ek kom hierdie pad, ek loop hierdie pad. Jy begin dalk nog net hierdie pad te loop, ek loop hierdie pad al lank al. Van daai absolute verwerping, omdat ek gekies het om dit te doen. Dit kom gou by my op, blaai gesaam met my na 'n pragtige gedeelte in die woord in die boek van Jesaja, hoofstuk 44 vers 10 tot 11. Blaai gesaam met my. Hier kom die woord en hy sê, wie maak nou 'n God? Klein lettertjie G, terloops. Wanneer ek my woord voorberei en ek tik, dan tik ek altyd my woord, as ek sê God, dan tik ek om met G-O-D hoofletters. Die duiwel, daai Satan met die hoofletter, ek druk hom dat hy klein word. Hy moet klein bly. En wanneer ek die woord lees, is byvoorbeeld, en julle moet in sy weë wandel. Daai sy, maak ek hoofletter S, hoofletter Y, want hy is vir my heilig. In my eie mondering. Niemand sien dit nie, net ek sien dit. So wie maak nou 'n God? Giet 'n beeld wat nie kan help nie. Aan die woorde hierdie kruise wat in die kerk hang, hierdie beeld wat almal aanbid. Almal wat so 'n God aanhang, hulle sê mos, bring jou sondes na die kruis. Kom lê dit aan die kruis, kom vat die spyker en dan slaan jy jou oortreding aan die kruis. Maar die kruis kan vir jou niks doen nie. Dis buitendien 'n simbool van dood. Frik, nou gaan die ouens jou uithaal. Kom, jy's reg, ek is reg. Ek is reg. Almal wat so 'n God aanhang, word teleurgestel. Dit is gode wat deur mense gemaak word. Doen jou gou self 'n guns. As hierdie boodskap klaar is, gaan Google gou op YouTube, gaan kyk gou na 'n katolieke mask, gaan kyk gou na 'n katolieke diens. Dan sien jy al hierdie kruise. Is die katolieke sisteem, nie die mense nie, die sisteem. Is die katolieke sisteem paganism? Absoluut. Absoluut. Wie die 7de dag verander na die 1ste dag? Die katoliek. Wat is die wêreldsisteem van kerk dispensasie? Katoliek. Wie het Vader se weë verander? Katoliek. Gaan kyk na daai katolieke stelsel, dan gaan kyk jy na al die kruise en dan vra jy vir my of dit reg is en of dit verkeerd is. Meester Yeshua
is nie aan 'n kruis vasgenaal op Golgotha nie. Hy's in 'n folterpaal, 'n regoppaal is hy opgehang en hy's daarin vasgeslaan. Nie in 'n kruis nie. Daai ding het ingekom van die Katolieke stelsel af. Mense, gaan kyk asseblief. Sagaria 7 vers 12. Hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na die wet en na die boodskap van Jotai Wafai die Almagtige deur sy gees. Stop gou daar vir 'n oomblik. Kom ons lees hom weer. Ek wil jy moet dit snap. Ek wil jy moet vandag kyk wat ek hiervan praat. Want hierdie is belangrik, vir jou ewige lewe hier op aarde en hierna, dat hierdie vers moet jy vandag snap. Maak 'n deel van jou lewe. Kom ons lees hom weer 'n keer. Hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na die wet en na die boodskap wat Jotai Wafai die Almagtige deur sy gees deur die vroeë profete gestuur het nie. So die profete van ouds het gepraat as 'n mondstuk van Vader Jotai Wafai die Almagtige deur die werking van sy gees. So wanneer ek en jy sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge verwerp jy by implikasie sy gees. Jy doen dit, want die gees en die woord is een. En daarom sê Vader, ek soek my man en my vroue wat my sal aanbid in gees en in waarheid. Met ander woorde, die waarheid van sy woord, die waarheid van sy tekatuba, die waarheid van sy verbond. En wanneer die gees bykom, dan kry jy 'n geesmens wat in waarheid wandel. Daarom was die toren van Jotai Wafai, die Almagtige, so groot. So wanneer ek en jy Vader se gebooie en instruksies nie nakom nie, en ons verwerp dit, verwerp jy eintlik sy gees. Kom ek bevestig dit. Hier is die tweede getuienis. Blaai saam met my na die boek van Esegiel, hoofstuk 36 vers 27. Vers 27. En ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgers van my voorskrifte sal leef, en my bepalings gehoorsaam en dit nakom. Ek sal maak, as my gees in jou woon, sal my gees jou rig, jou herinner, jou lei in die volle waarheid van my gebooie, my instruksies en my verordeninge. Verwerp jy dit, watter gees besit jou dan? Is dit die Kundalini, die valse heilige gees? Mense, dis hoekom ons land so lyk. Dis hoekom Suid-Afrika so lyk. Ons is weer in ballingskap, want die gemeentes oor Suid-Afrika verwerp hierdie goed. En die toren van Jotai Wafai was baie groot. Want die profete kom weer om te sê, hey, keer terug, Teshuvah, terug na Vader toe. Nee, ons harte is verhard, ons gaan nie, want dis Joods, hulle is onder die wet, en ek gaan dit nie doen nie. Dis hoekom, Suid-Afrika, hoor my baie mooi, dis hoekom ons leef in tronke. Ek was nou 'n rukkie terug in Johannesburg, toe ek daar bedien het by die Mikdash gemeente. Nou ry ek daar rond, en ek het daar gebly. Ek kon nie glo, die diefwering, die alarmstelsels, die veiligheidshekke, die kameras, ek kon dit nie glo nie. Ons leef in ballingskap. 90% van mense is gevul elke dag. Toe ek inry in Johannesburg, toe sê ek vir Mila, liefie, nou moet jy paraat wees. Hoekom moet ons paraat wees? Want ons het dit verwerp, dit wat vir Vader belangrik is. Kom ek lees vir jou, kom ek bevestig dit vir jou. Sagaria 7 vers 14, hier is die antwoord. En ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi, onder al die nasies. Waar is ons mense nou? Hulle sit in Kanada, Nieu-Seeland, hulle sit in Australië, hulle sit in die uithoeke van hierdie wêreld. Ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi, onder al die nasies, vir wie hulle tot nou toe onbekend was. Hoor nou verder. En agter hulle sal 'n land so verwoes wees, dat niemand meer daar kan deurtrek nie. Hulle het 'n pragtige land, 'n verwoeste wêreld gemaak. Ek ry terug van Johannesburg af. En ek ry deur Potchefstroom en ek ry deur Klerksdorp. Ek ry deur Wolmaranstad en ek huil in my hande. Ek ry deur Schweizer-Ryneke.
Ek ry deur Vryburg. Tussen Wolmaranstad en Schweizer-Reineke ry ek seker vir 30 km, 5 km/h, as gevolg van hoe die pad lyk. Dis verwoes man. Ek kom in Schweizer-Reineke, is donker. Ek kom in Kuruman, jy wil nie weet nie. Jy wil nie weet nie. Ekskuus, ek noem nie die dorpe, want dis waar ek deur gery het. Hulle het 'n pragtige land, 'n verwoeste wêreld gemaak. Hulle maak 'n pragtige plek soos Benoni waar ons gebly het, word 'n ghetto. 'n ghetto. Hoekom? Hoekom? Want ons harte is verhard. Ons wou nie luister nie. Ons het die gees verwerp. Ons het Vader se instruksies verwerp. Maar ons is almal in hierdie persoonlike verhouding en ons doen die wil van Elohim en ons is op pad hemel toe en allerlei tipe van dinge. My hart is seer oor ons eie mense wat verlore gaan. Ek kry die boodskappe. Wil jy nie met my ouers praat nie? Hulle wil nie hoor nie. Wil jy nie met my kinders praat nie? Hulle is betrokke by hier, hulle is betrokke by daar en hulle harte is verhard. Hulle wil nie verander nie. Maar mense, daar is die tendens, daar het ek die resultaat vir jou gegee. Dit is belangrik wat ek vandag vir jou gegee het. So mense, kan jy sien hoe belangrik dit is om in hierdie persoonlike verhouding te staan en gaan toets, hoe lyk my verhouding in terme van die woord? Help nie net ek sê, ek het hierdie pragtige, lewende liefdesverhouding met Vader, maar ek verwerp dit wat vir hom belangrik is nie. Ek verwerp sy gebooie, sy instruksies en sy verordeninge, maar ek wil in hierdie verhouding met hom staan. Dan is ek mos nou besig om vir myself te lieg. En ek kan nie so werk nie. Openbaring 12 vers 17, blaai gou gesien dit. Die draak was woedend oor die vrou. Wie is die draak? Dis die godsdienststelsel van vandag. Wie is die vrou? Die remnant, die afgesonderde, die set apart, die kadosh. Mense, en ek sien dit, en ek beleef dit. Ek kry die oproepe, ek kry die klappe, ek kry die stote, en net so jy, wat in kadosh lewe wil wandel. Die draak is woedend teenoor die vrou. Wie is die vrou? Dis die bruid wat die bruidegom verwag. Hy sê, julle moet kadosh lewe, laat jou lampie brand, daar moet olie in jou lampie wees, en daai olie is my Torah, dis my verbond, dis my gebooie, my instruksies en my verordeninge, ek wil jy moet daarin wandel. So daarom is die draak, die serpent, die slang, die duiwel, Lucifer, met die godsdienststelsel, is teen die vrou wie ek en jy is. En hy het weggegaan om oorlog te voer, teen haar, en haar nakomelinge, wat die gebooie van Jotai Wafai die Almagtige nakom. Daar kom sy die antwoord. Hy sê, kan jy sien, die duiwel veg teen ons, wat wandel, 'n kadosh lewe, wat die gebooie van Jotai Wafai die Almagtige nakom, en die getuienis van Meester Yeshua behou. Hy is die weg, en die waarheid, en die lewe, en hy sê, wanneer jy my lief het, bewaar my gebooie. Halleluja. Halleluja. Ek wil afsluit met hierdie Shabbatdiens. En ek wil vir jou dankie sê dat jy ingeskakel was. Ek wil vir jou dankie sê dat jy jou hart gaan oopmaak. En jy gaan sê, Vader, ek nooi u in, Gees van God. Ek nooi u in, kom maak hierdie beker in die binnekant skoon. En baie mense weet nie wat is ware bekering nie. Hulle het nie 'n idee. Dalk moet ek eendag praat oor ware bekering wat mense nie weet nie. Dalk moet ek eendag daaroor praat. Help my, geef my thumbs up as jy dink dis die regte ene. Goed. Ware bekering lees ek in die woord, maar ek lees dit in die Ou Testament, maar die algemene persoon verwerp. Kom ek lees vir jou, maak gou jou Bybels oop. By ware bekering, in die boek van 2 Konings, hoofstuk 23. 2 Konings, hoofstuk 23. Mense, ek het hierdie goed net opsommend vir jou deurgegee. As ek die hele 2 Konings 23 vir jou moet lees, gaan ek en jy eers vanaand klaar maak. So kom ek lees gou vir jou net opsommend wat hier gebeur het. En dan gaan toets jy jouself in ware bekering wat jy moet doen en wat ek moet doen. Ek staan in dieselfde posisie as jy, wat ek en jy moet doen. 2 Konings, hoofstuk 23, vers 1. Die afvaardiging het so aan die koning gerapporteer. En hy het aan al die leiers van Juda en Jerusalem, het hy laat by mekaar kom. Nou hierdie koning was koning Josia, wat koning geword het, en dis wat hy nou doen. Toe kry hy die klop afvaardigings, hy sê, ouens, hier's moeilikheid, ons land is verwoes,
Ons kan nie so aangaan nie. Kyk hoe lyk ons mense. Die liefde verkoel, die wering, alarms, sekuriteit, veiligheidsdeure. Ons mense kan nie so lewe nie. Hier's 'n afvaardiging. Gaan kyk wat gebeur in hierdie land. Kom terug na my toe in Jerusalem. Ek wil weet wat aangaan in my land. Nou kom hulle terug, hulle rapporteer in hom. Hulle sê, o koning, mag die koning lank lewe. Hierso is die resultaat. Kyk wat gebeur nou. Vers 2. Daarna is die koning na die huis van Jotai Wafai die Almagtige. En toe het hy met al die mense van Juda by hom en ook die inwoners van Jerusalem, en hy kry toe al die pastore en al die priesters en al die vaders en die priesters en die leviete en al die mense, groot en klein, kry toe bymekaar, en daar het hy, die koning, alles aan hulle voorgelees wat in die boek van die verbond staan. En wat in die huis van Jotai Wafai, die Almagtige, gekry is. Hy het die rapporte teruggekom, hy het gesê, dis hoe ons land lyk, dis waarmee die kerke besig is, dis waarmee pastore en priesters en leviete en hierdie ouens besig is. Kom, groot, klein, vet, lank, maar almal bymekaar in die tempel. En nou kom hy en hy sê vir hulle, hy het alles voorgelees wat in die verbond staan. En hy sê vir hulle, julle moet terugkeer na die verbond toe, na die Ketubah. Hoor mooi. Toe die koning op sy plek gaan staan en 'n verbond met Elohim gesluit en beloof, halleluja, en beloof, ek en jy moet dieselfde doen, hier is die protokol, en beloof om Jotai Wafai, die Almagtige, te volg, en al sy gebooie, sy verordeninge, sy voorskrifte, met sy hele hart en siel te gehoorsaam, en om die bepalings van die verbond, soos dit in hierdie wetboek vasgelê is, na te kom. Die hele volk het die verbond aanvaar. Suid-Afrika kry klaar met hierdie godsdiensttradisie boodskapies. Man, gaan uit. Nou het ek hierdie gedeelte net opsommend vir jou deurgegee. Hoor gou wat het hy alles gedoen. En dis wat ek en jy moet doen. So gaan na jou huis vandag, gaan na jou huis en gaan kyk, sê, Abba, help my, Gees van God, lei my. As ek in my huis instap, daai portret, daai ding, nee, kry klaar met hierdie goed in my huis. Hoor wat doen hierdie man. Hy gee die opdrag. Hy sê om uit te bring al die goed wat vir Baal en Asherja en die hemelliggame gemaak is. Met ander woorde, Baal aanbidding beteken godsdiensttradisies. Dis Baal aanbidding. Asherah is deel van songod aanbidding. Kry klaar met dit. Hy sê, kom uit. Josia het die afgodspriesters afgesit. Julle sal in hierdie land nie weer preek nie. Hy het 'n einde gemaak aan die wat geoffer het vir Baal en vir die son en die maan. Met ander woorde, songod aanbidding, Kersfees, Valentine, Vadersdag, Moedersdag, al hierdie klomp goed. Sondag aanbidding. Hy het klaar gekry met dit. Hoor baie mooi, hoor baie mooi. Hy het die manlike prostituie se kamers by die huis van Jotai Wafai die Almagtige laat afbreek. Die manlike prostituie. Hy het nie aanvaar dat man-man verhouding goedgekeur word in sy land nie. Kom dink jy lyk Suid-Afrika so. Hy het die plekke van die priesters waar hulle geoffer het, laat ontwy. Met ander woorde, hy het gekom, hy het gesê, hierdie is 'n ongoddelike altaar. Breek dit af, verwyder dit, gooi dit in die Kidron Vallei, gaan brand dit. In hierdie plek, Vader, ons het hier 'n ongoddelike altaar geskep. Ek ontwy dit, Vader, nou bring ek dit na U toe, dat hierdie grond nie sal uitroep oor die afgoderry wat ons mee besig was nie. Jy het dit dalk in jou huis gedoen. Gaan kyk wat jy in jou huis gedoen het. Die offers van Molek, deur die seuns en die dogters te verbrand. Die seuns en die dogters te verbrand. Met ander woorde, ek laat my kind maar maak en doen wat hy of sy wil. Hulle kyk na hierdie goeders. Ek maak my kind betrokke met afgoderry. Alles ter verering van songod is verwyder. Ongoddelike altare is verwyder en gebrand. Alles is stukkend geslaan en in die Kidron Vallei gegooi. Die hoogtes en die pilare, waar die mense gaan aanbid het, is verwyder en stukkend gekap. Baal en Astarte en die veragtelike godin van die Sidoners en Kemus en die veragtelike god van Moab en Milkon en die afskuwelike gode van die Ammoniete is verwoes.
En hulle kom in hierdie land in. Kyk hoe lyk ons mense. Kyk hoe lyk ons mense se liggame van die tattoos, man. Hierdie goed het ingekom. En is almal mooi en hierdie idols en hierdie ouens wat vir jong mense 'n voorbeeld moet wees, lyk soos 'n inkleurboek. Nee! Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Dit wat Israel laat sondig het, is verwoes. Alles is gedoen in ooreenstemming met die woord van Jotai-Wafai, die Almagtige. En dit wat Elohim getart het, is afgebreek. Dis ontwy en verbrand. Hulle het dit ingewy vir menslike oorlewering, vir menslike godsdiensttradisies. Dis ingewy en nou die koning gesê, dit wat Elohim getart het, is afgebreek. Ontwy dit, verwyder dit, gooi dit in die Kidron-vallei, brand dit uit, en hierdie plek sal aangewend word om vir Vader 'n eer te wees voor sy aangesig. Halleluja. Daarna het die koning die volk beveel. 4 Paasfees. Nou as jy ouens hoor wat sê, dis nie nodig nie. Ek gaan nie weer daaroor praat nie. 4 Paasfees, 4 Pesach, tot eer van Jotai-Wafai die Almagtige. Julle Elohim, soos dit voorgeskryf is in hierdie boek van die verbond. Van 4 Pesach. Dit is wat julle moet doen. Nou kom die resultaat. En hiermee maak ek klaar. Nou kom die resultaat. En daar was nie voor hierdie koning nog so 'n koning soos wat hy was, tot Jotai-Wafai die Almagtige, wat hom bekeer het met sy hele hart, met sy hele siel en al sy kragte in ooreenstemming met die hele Torah van Moses nie. Daar was nie so 'n koning gewees soos Josia nie. Daar was nie so 'n koning nie. En na hom was daar ook nie so 'n koning ooit weer gewees nie. Dis wat ek en jy moet doen. Mense, my vraag vanmôre aan jou is, na hierdie boodskap, hoe lyk jou verhouding? Waar staan jy met jou verhouding? Met betrekking tot Jotai-Wafai, die Almagtige. En my gebed vandag is dat ek en jy sal terugkeer na Vader toe, soos wat koning Josia dit gedoen het. Hy is vir ons die perfekte voorbeeld. As jou kinders na goed kyk op die televisie, wat afgoderry is, stop. Ja, hulle kan 'n tantrum gooi. Dat hulle 'n tantrum gooi. Die roedaal, die sotheid uit die kind uit. In hierdie huis doen julle wat Vader behaag. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. My kleintjies weet. My kleintjies kom by oupa en ouma se huis. Hulle sê, oupa, ons gaan nie dit kyk nie. Ek sê, my kind, jy het mooi geleer. Oupa is trots op jou. Jy moet dit nie kyk nie, al is oupa en ouma nie by jou nie. Jy kyk nie daarna nie. Want my kind, oupa, wil jy moet in 'n verhouding staan met Jotai-Wafai, die Almagtige. Ja, dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. En as hulle dit nie wil doen nie, na sy tantrum, sê ek, hey, jy gooi nie hier tantrums nie. Dis 'n teken van rebellie. Oupa gaan dit nie toelaat nie. Jy moet dit weet, my liefie. Dis so. Ek is baie lief vir my kinders. Ek is baie lief vir my kleinkinders. Maar daar's reëls in terme van 'n persoonlike verhouding. Waar staan jy? Waar staan jy vandag? Kom ons bid saam. Abba Vader, ek staan vandag soos 'n koning Josia, voor u aangesig. En voor my is u volk. Ons het verkeerd gehandel. Ons het u gebooie en u instruksies en u verordeninge het ons nie nagekom nie. Dis hoekom ons land so lyk. Dis hoekom ons kinders so lyk. Dis hoekom ons lewens so lyk. Dis hoekom ons onder hierdie verdrukking gebukkend gaan in ons land en ook in Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld. Vader, is ons skuld. Ons was ongehoorsaam gewees. Die rapport het teruggekom dat ons land is verwoes. Nie net ons land nie. Ons lewens. Ons verhouding met mekaar. Ons kinders is verwoes. Hulle is op dwelms en alkohol en losbandigheid. Die kleredrag, die tattoos, die rook, die morele verval. Abba, dis hoe ons land lyk. Ons roep u heilige naam uit op hierdie Shabbat, die 7de dag. Dis 'n dag wat geheilig is. Dis 'n dag wat ons die seëninge van u kan ontvang. Maar ons kan nie, want u toorn is oor ons uitgestort. Omdat ons ongehoorsaam is en ons harte is verhard. Abba, ek is hier vandag om u om verskoning te vra vir ons optrede. Ek is hier vandag om te sê, vergewe ons van ons ongeregtighede. En dat ons soos koning Josia sal opstaan
en die volk die bevel gee, dat ons U weer sal dien in gees en in waarheid, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons krag. Dat ons U sal dien met dit wat vir U welbehaaglik sal wees. Abba, ek bid in hierdie môre dat U ons genadig sal wees, dat U lankmoedig met ons sal wees en dat U ons asseblief sal help om terug te keer na U toe, dat ons weer ons verantwoordelikheid en ons erkenning sal opneem. Dis wat ons moet doen in terme van hierdie verhouding. U het alles klaar gedoen. U het U seun gestuur, Meester Yeshua, om vir ons te sterwe aan 'n folterpaal op Golgotha. U het ons U gees gegee. U het ons U woord gegee. U het alles klaar gedoen. Die skuldoorsaak lê by ons. En ons is jammer. En ons buig in aanbidding voor U aangesig. En ons besluit vandag, ons keer terug na U toe. Met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. Abba, vergewe ons vandag van ons oortredinge. Kom was ons skoon deur U bloed. Kom reinig ons, soos 'n saamgeperste stroom, deur U gees, om hierdie tabernakel, hierdie tempel, skoon te kom was, sodat ons voor U kan staan, as 'n heilige, aanneemlike, welgevalle offer. Vader, dis my gebed en dis my roepe vandag, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker, en die Messias, wat weer gaan kom. En my gees roep uit, halleluja, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag, by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. En asseblief, hierdie is 'n belangrike boodskap wat op my hart was. Gemaak die saak uit vandag. Moenie langer wag nie. Gemaak die saak uit vandag. My naam is Frik Weideman, dit was my voorreg vandag om met jou te kon gesels. Tot 'n volgende keer, Shabbat, Shalom.